Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 11, 6 tot 12 Junie. Terugslae. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons begin weer eens 'n nuwe week met 'n nuwe studie en soveel nuwe dinge wat ons gaan leer. Ons bid en ons vra dat U wil is, liewe Heer, dat U teenwoordig mag wees, dat U Gees ons harte en ons gedagtes mag oopmaak vir U boodskap en liewe Heer, dat ons oortuig mag wees van U goedheid, U guns en U groote genade vir ons. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Markus 4 vers 35 tot 41. Markus 5 vers 21 tot 34. Romeine 5 vers 3 tot 5. Job 9 vers 23 tot 27. Job 23 vers 8 tot 12, Lukas 24 vers 13 tot 27, asook Romeine 8 vers 18 en 28. Geheeteks, Romeine 5 vers 3 tot 5, Nuwe Lewende Vertaling. Dis egter nie al nie, ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter. En betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde immers in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 3 tot 5, Nuwe Lewende Vertaling. Een aand, kort na skemer, nadat die son reeds agter die horison gaan lê het, was 'n jong meisie op pad huis toe. Skielik steek 'n sterk wind op. 'n donderstorm het in haar rigting gewaai. Sy loop al vinniger, met die wete dat sy nog ver het om te gaan. Die eerste reendruppel val op haar wang. Eers motreën dit liggies, toe begin dit te sous. In 'n ommesientjie is sy papnat. Sy hardloop vinnig, totdat sy die huis haal en by die deur inbars. Haar pa, wat by die venster uitgekyk het, is in 'n japtrap by haar. Hy draai 'n kombersie om sy dogter se skouers en vra toe, "Ek het jou in die reën sien hardloop, my kind. Elke keer as die weerlig geslaan het jy stil gestaan, opgekyk en dan geglimlag. Waarom?" "Want met elke blits het ek opgekyk, sodat God my foto kon neem." Wat is ons respons wanneer die storms van die lewe ons tref of wanneer ons terugslae in ons verhouding met God beleef? Hardloop ons al koestende om so gou as moontlik uit die reën uit te kom, of kyk ons op met die wete en vertroue dat die Here hom laat vind deur elkeen wat hom soek? Hoe reageer ons gewoonlik op al die ou lewe se uitdagings? Dit is juis waaroor hierdie week se les gaan. Voorts oorweeg ons maniere om die lewe se terugslae en geleenthede te omskep om ons belangrikste verhouding te versterk in plaas van te verswak. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 13 Junie. Sondag, 7 Junie. Die storms van die lewe. Jesus het heeldag lank groot skares op die oewer van die see van Galilea toegespreek. Sy woorde sou hulle lank daarna, selfs tot aan die ewigheid, bybly. Toe dit aand word, nader Jesus sy disippels met 'n versoek om saam met hom te reis. In Markus 4 vers 35 lees ons, "Kom ons gaan oor na die ander kant van die see." Jesus het van die komende storm geweet, tog stel hy voor dat hulle moet oorvaar, want daardie aand wou hy sy naaste volgelinge 'n belangrike lewensles leer. Jy weet waarskynlik wat die volgende gebeur het. Lees weer oor hierdie storm in Markus 4 vers 35 tot 41. Watter geloofslesse kan jy daaruit put? Ons lees Markus 4 vers 35 tot 41. Jesus maak die storm stil.
En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skei, en daar was ook ander skeitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was egter op die skei aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf, en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Markus 4, vers 35 tot 41. Let op die volgende punte. Punt nommer 1. Jesus raak aan die slaap met sy kop op 'n kussing. Dit was waarskynlik die enigste kussing in die skei. Destydse visserskeite het gewoonlik 'n enkele kussing gehad waarop die stuurman gesit het. Sulke skeite is vanuit die agtersteewe, met ander woorde vanuit die agterste gedeelte van die skei, tot by 'n bepaalde bestemming gestuur. Jesus bevind hom dus in die stuurman se gedeelte, waar daardie persoon veronderstel was om aan die stuur te wees. Punt nommer 2. Nie al die disippels was onervare op die water nie. Petrus, Jakobus en Johannes was gesoute vissermanne en het die see van Galilea soos die palms van hulle hande geken. So die 3 sou geweet het hoe om 'n storm te trotseer. Punt nommer 3. Markus is die enigste van die 4 evangelies wat noem dat Jesus geslaap het. Tydens een van die swaarste storms wat die disippels al ooit beleef het, toe hulle angsbevange was en gemeen het dat hulle gaan omkom, slaap Jesus agter in die stuurgedeelte van die skei. Punt nommer 4. Let op die disippels se respons in hul uur van nood. Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? Hulle bevraagteken dus Jesus se karakter en sy liefde vir hulle. Al te dikwels is dit ook hoe ons in tye van swaar kry optree. Soms is dit vanweë hopeloosheid, dat ons, net soos die disippels, spook om onsself te red. Ander kere wonder ons of die Here ons wel liefhet en versorg. Ja, ons bevraagteken en betwyfel hom, omdat ons een of ander verlies of pyn deurmaak. Na ons mening behoort sy optrede met ons manier van dink ooreen te stem, behoort hy dinge soos die mens te sien. Net soos dit die geval met die disippels was, is dit egter juis in die storms van hierdie ou lewe, dat God die grootste wonderwerke kan verrig. God is altyd getrou, selfs wanneer die oënskynlike gebrek aan betrokkenheid mens soms laat kopkrap. Te midde van die storms is hy saam met ons. Wanneer ons magteloos is, kan hy die wind en die golwe bestraf. Wat doen jy wanneer die stormwinde in jou lewe waai? Watter uitwerking het sulke krisistye op jou vriendskap met God? Het jy al by geleentheid die woorde in 2 Korintiërs 5 vers 7 toegepas? Ons lees en ons sluit af met 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maandag, 8 Junie. Gesond gemaak. Kan jy jou indink hoe dit daardie dag langs die see van Galilea van die mense gewemel het? Hulle wag reeds dag voor dag op Jesus se terugkeer, en nou dat hy voet aan die wal gesit het, drom almal hom saam. Hulle volg hom reg tot by die dorpie Kapernaum. Skielik kom Jairus, leier van die plaaslike sinagoge daaraan. Hy smeek by Jesus, kom tog saam my huis toe en genees my dogter. Tussen die skare is 'n vrou wat reeds jare lank siek is. Die arme mens het al haar geld op dokters uitgegee. Markus 5 vers 26 lees ons, sy het egter geen baat daarby gevind nie, dit het eerder slegter met haar gegaan. Sy het van hierdie vername man van Galilea te hore gekom. Hoop begin by haar binneste opwel. Hoewel sy in 'n verswakte toestand is, vind sy die nodige krag om uit te gaan en by die skare aan te sluit.
Die mense druk alle kante teen haar terwyl sy stadig maar seker al nader aan Jesus kom. Dan, deur al die gestamp en die gestoot, sien sy hom. Sy praat haarself moed in, vers 28 wat lees, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Lees Markus 5 vers 21 tot 34. Wat gebeur hier? En wat kan ons hieruit leer? Ons lees Markus 5 vers 21 tot 34. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het hy groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer, en hy smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou, wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik, toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rondom haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou, wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Markus 5 vers 21 tot 34. Hierdie voorval toon Jesus se deernis en besorgdheid oor die siekes en eensaames, diegene wat gewoonlik in die vreeslike gewoel oor die hoof gesien word. Talle het Jesus daardie dag probeer volg. Verbygangers het in die malende skare beland met die gevolg dat allerlei mense per ongeluk teen die meester gestamp het. Nietemin het net een doelbewus haar hand uitgesteek om Jesus aan te raak, op soek na daardie seëning waarna sy so desperaat gesmag het. Tog was dit nie die aanraking wat haar genees het nie, nee, dit is vanweë haar geloof dat sy genees is, soos gelees in Markus 5 vers 34. Ons lees ook die volgende in Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 344. Die heiland kon die aanraking van geloof van terloopse kontak met die malende skare onderskei. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 344. Jesus se boekleed het geen magiese krag gehad nie, allerminst. Die vrou se geloof, asook haar keuse om uit te reik na Jesus en hom aan te raak, dit is wat vir haar genesing gebring het. Met al die pyn en die lyding wat daardie verswakte vrou moes deurmaak, kon sy daardie oggend gekies het om liewer in die bed te bly, om die gemak van haar huis te geniet. Tog neem sy doelbewus die besluit. Sy gee uiting op haar hoop. Na Jesus wou sy uitreik, hom in die hoop op genesing bevriend. Om hom op 'n afstand te sien was nie genoeg nie. Sy moes eenvoudig net in aanraking met hom kom. Jesus roep ons om vandag dieselfde te doen. Matteus 11 vers 28 en 29 sê vir ons, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Matteus 11 vers 28 en 29. Hoe gee hierdie vrou, wat in groot nood verkeer het, uiting aan die dinge waartoe Paulus ons in Romeine 5 vers 3 tot 5 aanmoedig? Hoe sou dit in jou lewe gelyk het, as jy dit self moes toepas? Ons lees en sluit af met Romeine 5 vers 3 tot 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop.
en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Romeine 5 vers 3 tot 5. Dinsdag 9 Junie. Job. Wanneer terugslaa in Bybelkarakters se lewens ter sprake kom, dink mens gewoonlik heel eerste aan Job. Nie net verloor hy al sy rykdom in Job 1 vers 14 tot 17 nie, maar ook al sy kinders in hoofstuk 1 vers 18 en 19 en sy gesondheid in hoofstuk 2 vers 7. Om alles te kroon, probeer sy vrou hom so ver bring om God te vervloek en dan maar dood te gaan in hoofstuk 2 vers 9. Met verloop van tyd kom sit 3 van Job se vriende by hom. Toe hulle sien hoe hy lyk, was die mans vreeslik geskok. Terhalwe sit hulle 7 dae lank by hom, maar sprak geen sprook nie. Hoofstuk 2 vers 13. Toe hulle uiteindelik tot verhaal kom hulle met allerlei mensgemaakte redes ter verklaring van sy teëspoed vorendag. Ongelukkig vererger hulle net arme Job se lyding daarmee, want die 3 vriende blameer hom. Volgens hulle het Job een of ander onbelyde sonde, soos gelees in hoofstuk 8, 11 en 15, en hulle sê vir hom in hoofstuk 18 vers 21, so sal dit gaan met die huis van die slegte mens, so sal die plek lyk van 'n mens wat nie vir God erken nie. Hoe het Job hierop reageer? Ons lees Job 19 vers 23 tot 27. Ag, mag my woorde tog maar opgeskrywe, mag hulle maar in 'n boek opgeteken word, met 'n ystergriffel en lood vir altyd in 'n rots ingekap. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou my ten goeie en my oë en geen vreemde nie sal sien. My niere versmag van verlange in my binneste. Ons lees ook Job 23 vers 8 tot 12. Kyk, ek gaan na die ooste, en hy is nie daar nie, en na die weste, maar ek bemerk hom nie. As hy in die noorde werk, aanskou ek hom nie. Buig hy af na die suide, dan sien ek hom nie. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Aan sy voetstap het my voet vasgehou, sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai. Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyd nie. Van die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. Job 23 vers 8 tot 12. Ten spyte van die tragedie wat hom vanuit elke denkbare oord getref het, asook die feit dat hy nie 'n rede vir al daardie teëspoed kon identifiseer nie, bly Job getrou aan God. Hy hang die Here steeds aan. Job het God nie blameer of vervloek nie. Om die waarheid te sê, let op Job se oortuiging toe die versoeking kop uitsteek om God te blameer in Job 1 vers 21 wat lees: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Net so bevind ons in dieselfde stryd. Satan besoek ons ook met pyn, lyding, verlies en swaar kry. Dit is alles deel van sy plan om ons 'n verdraaide beeld van ons liefdevolle God te gee. Wanneer hierdie dinge ons tref, kan ons op een van 2 maniere reageer. Ons kan die Here blameer en verwerp, of ons kan hom met ons hele wese aanhang. Hoewel hierdie stryd oral om ons woed, moet ons die volgende in gedagte hou: dat alle teëspoed en terugslag teen die lig van die ewigheid beskou moet word. Dit wil sê dat hierdie probleme en beproewinge net tydelik is. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 sê vir ons: Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18.
Ons beleef bloot 'n paragraafie in 'n storie wat aansienlik groter as ons onmiddellike situasie is. Die grootste uitdaging vir die gelowige is dus om in die donkerste tye wel op die Here te vertrou. In vele opsigte het die Here reeds aan ons getoon dat sy liefde 'n werklikheid is. Aan hierdie uiters belangrike waarheid, dat God ons wel liefhet, moet ons vasklou, selfs wanneer dit lyk asof die teendeel waar is. Gaan jy tans deur 'n moeilike tyd? Gaan soek toevlug by die Here. Neem nou jou Bybel en 'n notaboek en bring tyd saam met die Here in die natuur deur. Skryf Romeine 5 vers 3 tot 5 in jou notaboek neer. Bekyk die onderskeie boodskappe wat in hierdie skrifgedeelte oorgedra word. Doen dit met die geloof dat die liefde en sorg wat God vir jou het, die sekerste en stabielste faktor in jou lewe is. Woensdag 10 Junie op die Emmauspad. Vir die twee disippels was die afgelope 2 weke 'n emosie-belaaide tyd. Party van die gebeure en gesprekke maal steeds in hul gedagtes rond. Hulle dink aan Jesus wat die stad Jerusalem triomfantlik binnery en hoe hy die geldwisselaars uitgooi en so die gewydheid van die tempel herstel. Hulle dink ook aan die Paasmaal in die bovertrek, aan Jesus wat benoud in Getsemane bid, aan Judas se nare verraad, aan Jesus wat voor die hof gedaag word, hoe hy bespot en gegeesel word, aan Jesus se verwonde liggaam daar aan die kruis, aan die laaste woorde voordat hy asem uitgeblaas en die namiddag in duisternis gehul word. Hulle dink aan die tempelgordyn wat met 'n vreeslike slag in twee skeur, aan die oop grafte waar hy die regverdiges ontwaak, aan Jesus se liggaam wat sagkens van die kruis afgehaal word en voor die Sabbat in die graftombe gelê word. Hulle dink ook aan die verwarring, mismoedigheid en vrae wat by die disippels gespook het. Het hulle 'n reuse fout begaan om in die Jesus te glo? Jesus se volgelinge was teleurgesteld, ontmoedig en verward. Dit was die grootste terugslag wat hulle al ooit beleef het. Wat hulle nie kon raak sien nie was dat dit bloot 'n enkele gebeurtenis in die grootste verhaal in die ganse kosmos was. Onderweg na Emmaus verskyn Jesus aan die twee mans. Hy loop en praat met hulle. Lees die gesprek in Lukas 24 vers 13 tot 17 en bepeins die twee uiteenlopende perspektiewe, die van Jesus en die van sy twee volgelinge, die sogenaamde Emmausgangers. Ons lees Lukas 24 vers 13 tot 27. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë was weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters, ons owerstes, hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstal nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van die engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly
en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Lukas 24 vers 13 tot 27. Toe hulle oë uiteindelik oopgaan en besef dat dit Jesus is wat saam met hulle gereis het, haas die twee disippels hulle na Jerusalem. Hulle wou alles wat daardie dag gebeur het met die ander deel. Ons lees dit in Lukas 24 vers 33 en 34 wat sê, toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe Jesus kort daarna aan die disippels in Jerusalem verskyn, is hulle angsbevange. Let op Jesus se vraag aan hulle in vers 38. Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Hierdie vraag stel Jesus ook aan die moderne gelowige. Al te dikwels vergeet ons dat hy deur al die diep, donker valleie reg aan ons sy is. Al te dikwels sien ons nie sy teenwoordigheid raak nie. Al te dikwels vergeet ons dat teëspoed en terugslag nie die volle verhaal is nie. Al te dikwels verloor ons uit die oog dat ons lewens veilig in Jesus se hande is, in daardie oomblikke wanneer ons klaar toegelaat het dat kommer en twyfel die oorhand kry. Al te dikwels meen ons dat ons beter as Jesus weet wat werklik in ons lewens aangaan. Die Bybel het goeie raad oor hoe Christene veronderstel is om uitdagings en terugslae te benader. Werk aandagtig deur die volgende skrifgedeeltes. Eerstens lees ons Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Volgende lees ons Filippense 4 vers 4 tot 13. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook hoe om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Volgende lees ons Jakobus 1 vers 2 tot 4 sowel as vers 12. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Salig is die man wat versoeking dra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Volgende lees ons 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolgelinge, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10. Doen die volgende as deel van jou Bybelstudie.
Identifiseer 3 sleutelboodskappe wat jy kan deel met iemand wat tans terugslae beleef. En onthou om ook insigte uit 2 Korintiërs 1 vers 4 te put. Ons lees en sluit af met 2 Korintiërs 1 vers 4. Wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Donderdag 11 Junie, om op Jesus te fokus. Het jy al ooit gewens dat jy in tye van mismoedigheid vir Jesus kon sien? Verbeel jou dat die volgende droom jou eie is. Die volgende is 'n gedeelte wat ons gaan lees uit Ellen G. White, Early Writings, bladsy 7:9 tot 8:1. Ek sit daar, totaal wanhoopig, met 'n geboue hoof in my hande. Toe kom dit by my op, as Jesus nou op aarde was, sou ek na hom toe gegaan het. Aan sy voete sou ek neerval en hom van al my seerkry vertel het. Hy sou my nie geïgnoreer het nie, nee, hy sou my jammer gekry het en ek sou hom vir ewig liefgehad en gedien het. Toe op daardie oomblik gaan 'n deur oop. 'n beeldskone persoon met 'n lieflike gelaat kom binne. Hy kyk my deernisvol aan en sê, "Wil jy graag vir Jesus sien? Hy is hier en jy kan hom sien as dit is wat jy begeer. Neem al jou besittings en volg my." 'n ongekende vreugde oorval my. Met oorgawe pak ek al my goedjies op, die laaste gunsteling toyseltjie en volg my gids. Hy lei my na 'n stel trappe. Dit is styl en lyk ietwat lendelam. Terwyl ek opklim, waarsku hy my. Ek moet altyd boontoe kyk, anders sal ek my balans verloor en afval. Baie ander wat ook die stel trappe probeer uitklim het geval nog voordat hulle die bokant kon bereik. Uiteindelik bereik ons die laaste trap en 'n deur. Hier sê die gids my aan om alles wat ek saam met my gebring het, net daar te laat. Met groot blymoedigheid sit ek dit neer. Toe maak hy die deur oop en sê dat ek kan ingaan. In 'n oogwink staan ek voor Jesus. Dit was ongetwyfeld hy, want niemand anders het so 'n ongelooflike mooi gelaat nie. Niemand anders straal so vir die welwillendheid en majesteit soos hy nie. Toe hy opkyk na my, besef ek net daar dat elke liewe gebeurtenis in my lewe en al my gedagtes en gevoelens aan hom bekend is. Ek probeer my bes om sy blik te vermy. Sy deurtastende oë is te veel vir my. Tog glimlag hy en trek my nader. Met sy hand liefderyk op my kop en hy sê, "Moenie bang wees nie." Sy soete stem weer klink in my binneste en vul my met 'n ongekende blydskap. Woorde het my ontbreek, so oorstelp was ek. Tog oorweldig daardie onuitspreeklike blydskap my in so 'n mate dat ek plat voor hom neerval. Terwyl ek hulpeloos daar lê, sien ek 'n reeks opeenvolgende tonele. Die mooiste en onbeskryflikste dinge wat ek al ooit gesien het. Dit het soos die vrede en veiligheid van die hemel gevoel. Later herwin ek toe my kragte. Ek kom oorent. Jesus se liefdevolle blik is steeds op my en sy glimlag vul my hele wese met geluk. As gevolg van sy teenwoordigheid loop ek oor van heilige onsag en 'n weergalose liefde. Hierdie droom gee my hoop en versterk my geloof. Die pragt en eenvoud van op die Here vertrou, die het my in die duister gemoed begin posvat. Ellen G. White, Early Writings, bladsy 7:9 tot 8:1. Te midde van hierdie lewe se terugslae, moet ons fokus op Jesus en op die dinge wat hy aangaande God se liefde aan ons geopenbaar het. Watter hoop kan jy nou op hierdie oomblik uit die woorde in Romeine 8 vers 18 en 28 put? Ons lees en ons sluit af met Romeine 8 vers 18 en vers 28. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En ons weet dat hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk
vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Vrydag, 12 Junie, vir verdere studie. Dit is juis wanneer ons al die lewe se uitdagings in die gesig staar wat ons God die meeste moet aanhang. Die onderwerpe wat ons gedurende hierdie kwartaal beskou het, is alles dinge wat tot die instandhouding en herlewing van 'n sterk en noue wandel met God bydra. Bepeins die volgende vraag, asook die lesse wat ons tot dusver bestudeer het. Dit kan help wanneer die terugslae kom, wanneer jou gesondheid, jou finansies of jou huwelik begin lol, of wanneer 'n geliefde aan die dood afgestaan word, of selfs wanneer enige ander las van jou lewensvreugde beroof. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Dink aan 'n terugslag wat jy tans beleef of al voorheen beleef het. Watter uitwerking het dit of het dit gehad op die beeld van God wat jy het? Hoe kan jy God se ware karakter nou duideliker sien? Vraag nommer 2. Wanneer laas het jy gebid dat God se stem sterker as die van die vyand sal wees? Onthou net dat die dief, dit wil sê Satan, kom om te steel, te moor en te verwoes. Die Here daarenteen skenk ons lewe in oorvloed. Johannes 10 vers 10 lees, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Vraag nommer 3. Is jy nederig van hart? Vertrou jy dat die Here, ten spyte van swaar kry, steeds heerskappy oor jou lewe het en aan die stuur van jou lewensbootjie is? Gestel dit is nie die geval nie, dan kan jy jou die volgende afvra. Hoe leer ek om die goedheid en liefde van God met nederige vertroue te aanvaar? Vraag nommer 4. Hoe grondves jy jou daagliks in die woord van God? Vra die Here om daardie eerste liefde wat jy vir hom gehad het, weer te midde van al die uitdagings by jou aan te wakker. Vraag nommer 5. Hoe lank gelede het jy op jou knieë gegaan en jou tot God as trooster en raadsman gewend, met die vertroue dat hy hou by die belofte om jou nooit te begewe en jou nooit te verlaat nie? Hebreërs 13 vers 5 sê, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vraag nommer 6. In oomblikke van swakheid kan jy bid soos gelees in Markus 9 vers 24 wat sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Omring jouself met mense wat jou kan aanmoedig in plaas van ontmoedig. Vraag nommer 7. Hierdie ou wêreld gee nie altyd vir die swakkes, die onkundiges, die verwondes en die gebrokenes om nie. God se boodskap, dat hy sterk is wanneer ons swak is een wat lewens radikaal kan transformeer. Dink aan iemand wat jy vandag daarmee kan bemoedig. Ter opsomming, ons leef steeds in 'n sondige wêreld, vol pyn en lyding. Elkeen van ons staar een of ander tyd swaar kry in die gesig, beleef dinge wat soms daartoe lei dat ons die liefde van God bevraagteken. Tog kan ons terugkyk op die wyse waarop bepaalde Bybelfigure die lewe se terugslag hanteer het en ons kan moed skep. Ja, want ons reaksie in sulke tye kan wel ons wandel met God, met hom wat nooit verander nie en wie se liefde konstant bly, versterk. Maleagi 3 vers 6 sê vir ons, want ek die Here het nie verander nie en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Kom ons sluit af met gebed. Ons liefdevolle Hemelse Vader, ons dankie vir die lesse wat ons geleer het oor die terugslag, die storms van die lewe, genesing en ook die lewe en die voorbeeld van Job. Liewe Heer, ons weet dat ons lewe in 'n wêreld wat gebroken is deur sonde, 'n wêreld vol pyn en teleurstelling en swaar kry, maar tog dank ons U. Ons dank U dat ons nie alleen is nie.
soos U by Job was in sy lyding, en soos Jesus saam met die disippels was op die Emmauspad, so is U ook elke dag saam met ons. Help ons asseblief dat ons oë op Jesus gefestig mag hou in hierdie storms en woed, en wanneer ons nie verstaan hoekom hierdie moeilike dinge met ons gebeur nie. Die Here, ons bid dat U die gewondes mag genees. Die Here, versterk die moedeloses, die vermoedes, en die wat twyfel, wees asseblief naby. Mag elke beproewing wat ons beleef, nie ons geloof verswak nie, liewe Vader, maar dat ons verhouding mag versterk, reeds deur hierdie tye. Maak ons ook asseblief instrumente van hoop en bemoediging, dat die liefde en genade en vertroosting wat ons van U ontvang, dat ons dit ook mag deel met almal rondom ons wat dit nodig het. Ons sê vir U dankie, ons loof en ons prys U wonderlike naam, en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.